Kom ons bid net 'n woordjie saam, en dan begin ons met die boodskap. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. U woord sê, die opening van u woord, dit gee lig, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Laat dit so wees tot eer van u naam. Amen. Nou goed, ons gaan net so 1 of 2 versies lees uit Johannes hoofstuk 16. Ons het so 2 Sondae terug met die gesels so inleidend. My tyd was bietjie beperk geweest die oggend om in detail te kon gesels oor hierdie gedagte in Johannes 14 vers 6 wat Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So vanmôre gaan ek net so 'n bietjie saamvat wat ons reeds oor gepraat het. Dan gaan ons verder ook met die ander gedagtes, maar ons lees daar in Johannes 16 vers ek gaan so van vers 8 af. En as hy kom, dis nou die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, van sonde omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ek wil net tot daardie laaste versie lees, vers 14, en om dan net weer lees, dat ons mooi kan sien wat daar staan, hy sal my verheerlik. Want ons het vir u gesê dat die woordjie verheerlik beteken om iemand te eer, om iemand hulde te bring, om iemand op die voorgrond te plaas, om die lig op iemand te laat skyn, sodat al die aandag en al die fokus op daardie persoon is. So dit is wat die Heilige Gees kom doen het, om Jesus te verheerlik, om hom al die eer te gee en alles wat hy gedoen het, te kom uitlig vir ons. Dit is verheerlik. En dan sê hy in die verdere plek na die versie, hy sal neem uit dit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En dit is iets baie belangrik wat ons moet dan kyk, wat is dit wat aan Jesus behoort? Daar's 'n paar dinge wat uniek aan Jesus is en wat aan niemand anders behoort nie. En dit is wat ons in Johannes 14 vers 6 raak lees. En dit is wat ek graag met u wil deel. Nou in Johannes 14 vers 6 kry ons dan een van daardie 7 uitsprake van Jesus wat hy gesê het, ek is. Onder andere het hy gesê, ek is die lig van die wêreld, ek is die ware wynstok en julle die lote, ek is die opstanding en die lewe en so voort. Daar is so 7 van hulle. En hierdie is een van hulle wat hy gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En die vraag wat ons onsself moet afvra is, watter reg het Jesus gehad om dit te sê? Om so 'n kragtige, so unieke, so absolute uitspraak te maak. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. 'n Uitspraak wat hy maak, wat elke ander godsdiens op hierdie aarde se fondasie onder dit uitruk, eensklaps. En wat dit tot nietigheid verklaar, wat dit tot niks verklaar. En wat die weg, wat die Christendom volg, die Jesus van die Christendom, die enigste middelaar maak tussen God en die mens. Jesus is of presies wie hy gesê het hy is, of is dit glad nie. Of Jesus is presies dit wat hy gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, of is dit nie, dan sê hy leenaar en 'n kansvatter. Ons kan nie, as ons die uitspraak van Jesus glo, ruimte los vir ander godsdienste, dat hulle ook reg kan wees nie. Want dit maak dit vir Jesus 'n leenaar. Dis die ernstige implikasie van hierdie woorde. Daar kan geen ander weg wees as Jesus sê, ek is die weg nie.
Maar die res van die dinge is net so belangrik. Nou, ons het laatste week net, of die laaste keer gesels, wat was die ou bestaande weg gewees in die Ou Testament vir die mens om by God uit te kom? En ek het vir gewys ook dat dit offers was, né? Dit was die offerstelsel gewees, dit is die wet gewees, en wanneer iemand die wet oortree het, en hy skuldig bevind, dan moes hy 'n offer gebring het om sy skuld te versoen, 'n plaasvervanger dier geoffer het, wat dan sy skuld gedra het, en dan op grond van daardie dier se sterf, is hy vrygespreek en kon hy aangaan met sy lewe. Maar, daar's een ding, of een of twee dinge gewees, wat die bloed van bokke en van beeste, en selfs duiwe wat hulle geoffer het, wanneer hy arm was, nie kon doen nie. Mense kon wel vergifnis ervaar, maar mense kon nie, deur die offer wat hulle gebring het, 'n waarborg ontvang, dat ek sou ophou sondig nie. Hulle het nie lewe ontvang nie. Hulle het wel vergifnis ontvang. En dit is ook vergifnis in die sin, dat hulle sondes bedek was. Want het was openbloot voor God, die bloed het hulle bedek. Maar dit kon die skuld nie wegneem nie. En al het jy 'n offer gebring, het jy nog steeds nie met 'n 100% skoon gewete geleef nie. En dit is waar Jesus in die prentjie gekom het. Toe hy sê ek is die weg, die waarheid en lewe, toe vee hy die offerstelsel van die tafel af, en hy sê ek is nou hierdie nuwe weg. En ek gee nie vir jou vergifnis nie. Want ek het gesterf vir jou sondes aan die kruis. Maar ek het opgestaan. Die diere wat gesterf het nie opgestaan nie. Maar Jezus het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, gee 'n waarborg vir jou en vir my, dat ons nou nie kan lewe sonder veroordeling, sonder skuldige gewete, sonder enige iets in my gewete, enigiets wat kan verander. En ek kry die waarborg dat hy vir my oorwinning gee oor daardie versoeking, daardie sonde. Ek hoef nie weer nie. En as ek die Here op sy woord vat, kan ek oorwinnend oor daai sonde lewe vir altyd. Solank ek hom vertrou. So as 'n groot verskil tussen hierdie twee dinge. Ons het 'n beter offer, ons het 'n beter plaasvervanger, ons het beter waarborge in die nuwe weg wat die Here vir ons ingelei het. En nou wil ek net so een of twee teksversies vir u aanhaal. In Hebreërs 9 vers 8 staan daar, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom, en nou praat hy van die Ou Testament, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. So terwyl die ou tabernakel daar was, terwyl die tempel daar was, en terwyl die offer daar was, het niemand direkte toegang tot die Vader gehad, hy moes deur die hoëpriester werk. Maar die oomblik toe Jesus aan die kruis sterwe, toe hou dit op, want die voorhangsel het geskeur in die tempel. En die weg is geopen na God toe, en die offerstelsel hou op. Interessant, né? Jesus moes dit kom vervul, en daardie stelsel wegneem. Nou sê Hebreërs 10 vers 9 ook verder, hy sê, en hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Dis 'n intertrinitêre gesprek tussen God die Vader en God die Seun. Hy neem die eerste weg, maar in woorde, hy neem die eerste stelsel, neem hy weg. Vat dit uit die pad uit, om die tweede in plek te stel, 'n beter ene. Nou het ons nie nodig om offers te bring nie. Ons het 'n offer wat reeds gebring is. Ons het nie nodig om jaarliks na die tempel op te trek om dinge te gaan doen nie. Ons is die tempel. En ons kan God se teenwoordigheid in ons, met ons beleef. So ons is baie beter af as dit wat hulle gehad het. Die tweede is die beter ene. Hebreërs 10 vers 14 sê, want deur een offer wat in Golgotha plaasgevind het, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So jou gees, die dag wanneer jy gered word, is jou gees so volmaak soos Jesus in. My gees word in so mate herstel dat God verder niks aan kan doen nie en hoef te doen nie. 100% volmaak herstel. En nou kan ek met God
gemeenskap hê. Nou kan ek met hom 'n verhouding hê. Nou kan ek hom beleef. Want nou is ons op geestelik dieselfde vlak. Ons kan kommunikeer. En my sielsdimensie het daar nog gesmet oorgebly van sonde. En dis die proses van heiligmaking, waar die Here my reinig en suiwer van die dinge wat agtergebly het. En ek word voortdurend daarvan gereinig. En soos wat ek gereinig word, so neem die Here meer besit van my lewe. Maar ek kan nie meer van hom ontvang nie. Maar hy kan meer van my ontvang. Soos dat ek dinge aflê. Goed, so. En ook die Heilige Gees gee ons die getuienis. Nou sê in Hebreërs 10 vers 19 en 20 die volgende: terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Dis nou die nuwe weg. Ons het nou vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Wat is die heiligdom wat hiervan praat? God se teenwoordigheid. God se heilige teenwoordigheid. Wat niemand mag ingegaan in die Ou Testament, behalwe deur die Hoëpriester. Nou het ons vrymoedigheid om in te gaan op watter manier? En op wie se verdienste? Op wie se koste? Jesus se. Deur die bloed van Jesus. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel, jy moet antwoord toe die voorhangsel skeer op kruisigingsdag. Toe is dit simbolies van 'n daad wat God gepleeg het. Hy maak dit oop. En nou kan ons deur Jesus toegang kry tot die Vader. En dit is wat Johannes 14 vers 6 eintlik vir ons baie mooi kom verduidelik. Johannes 16 vers 14, kom ons kyk gou weer daarna. Hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So wat is die vraag wat ons moet vra is, wat behoort net aan Jesus? 3 dinge. Die weg, die waarheid en die lewe. Ek sê nie dis al wat aan Jesus behoort nie, maar dis die 3 vernaamste dinge. En hierdie 3 dinge sluit eintlik alles in. Maar hy gebruik die woordjie, hy sê aan julle verkondig. Kom ons verduidelik dit net ook weer. Daardie woordjie verkondig beteken om dit aan jou te verklaar, om ons te leer en te lei, om dit te openbaar, om dit aan ons te kommunikeer. Dit beteken ook, hy verkondig het aan ons sodat dit ons boodskap word. En word hy oorvertel. So wanneer iemand aan jou iets vertel, dan word die onus op jou geplaas, nou moet jy dit ook oordra. Nou moet ek dit ook vertel. So as die Heilige Gees dit aan ons verkondig, dan is dit jou en my verantwoordelikheid en voorreg om dit ook verder te kommunikeer. Want wat doen ons as ons dit doen? Ons verheerlik Jesus as ons dit doen. So nou is die ander gedagte in daai versie wat aan my behoort. En dit is soos ek vir gesê het, die saligheid, die waarheid en die lewe behoort net aan Jesus. En dit word saamgevat in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die weg tot die Vader, wat ons eie weg is onmoontlik. Is daar enige iemand wat al deur die jare, deur die eeue 'n weg kon gevind het, onfeilbaar, om by God uit te kom sonder Jesus? Is daar so 'n weg? Het iemand al so weg gekry? Daar's baie mense wat dink hulle het dit reg gekry. Mense wat dink my godsdiens en dit wat ek vir die Here doen en hoe ek groot geword het, dis my weg. Dit is nie die weg nie. Jesus is die waarheid teenoor ons eie en ander mense se weergawes van die waarheid. En dan gaan nou vir julle wat is waarheid in hierdie konteks? Jesus is die lewe. Dit is ons eie weergawe van wat is die lewe. Mense sê baie keer, my kinders is my lewe, of my sport is my lewe, of rugby is my lewe, of dit is my lewe, of dat is my lewe. Of as hulle nou self hulle geniet en sê hulle, oh, dis die lewe. Ken julle dit? Ons sê partykeer so, nee. Maar wat is werklik lewe? Dis 'n kwaliteit lewe wat net Jesus vir jou en vir my kan gee. 'n Lewe wat sin maak en 'n lewe wat duur tot in ewigheid. Onthou julle wat ek vir julle geleer, wat dit beteken die woordjie of wat beteken die begrip ewige lewe? Baie mense verstaan ewige lewe as die hemel. So lief het God die Vader die wêreld gehad
dat hy die eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, eendag hemel toe kan gaan. Ewige lewe beteken nie net om hemel toe te gaan nie. Dis die cherry op die koek. Ewige lewe is 'n sekere kwaliteit lewe, die dag begin wanneer jy weergebore word. Wanneer jy Jesus as die lewe ontvang, dan begin 'n kwaliteit lewe, en hy duur tot in ewigheid, en hy vat my uiteindelik hemel toe. Dis die verskil. Dis die ware betekenis van ewige lewe. So ons sit hier met dinge wat die mekaar partykeer kan indryf, wat ons dink is lewe, en wat die Bybel sê, wat is die lewe. So Jesus is die weg tot saligheid. Dis die eerste gedagte wat ons oor gesels het. Hy is nie net 'n weg tot God nie. Hier word is definitiewe uitspraak gemaak in die woordjie wat gebruik word, hy is die weg. Nie net 'n weg nie. Kyk wat sê Handelinge 4 vers 12, hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee, waardeur ons gered moet word nie. Die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam gegee nie. Is dit eksklusief hierdie? 100% eksklusief. Sluit dit aan by Johannes 14 vers 6, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie? 100%. Kan jy verstaan hoekom Filippense 2 vers 9 ook vir ons sê? Omdat Jesus homself verneder het, om aan jou en my gelyk te word, om ons uit die modderslikheid te bereik, om ons in ons sonde te kon bereik, moes hy homself verneder tot die dood toe en ons gestalte aanneem, hy moes aan ons gelyk word. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So dat in die naam van Jesus sou buig elke knie en elke tong sal bely, hy is die Here. Hy gee hom 'n naam. So Mohammed is 'n 0 op 'n kontrak. Confucius is 'n 0 op die kontrak. Enige ander naam, enige ander godsdienstige figuur wat homself uitgee as daar is saligheid in my, daar's redding by my, is 'n 0 op 'n kontrak. Beteken niks. Hy gee hom 'n naam bo elke naam. En daarom is hy ook die enigste weg tot die troon. Enigste weg tot die teenwoordigheid van God. En nou sê die woord van ons in Hebreërs 4 vers 16 die volgende: laat ons dan met vrymoedigheid. Het die Ou Testamentiese mense vrymoedigheid gehad? Nee. Nou het ons vrymoedigheid. Boldness, ek hou van die Engelse woordjie wat sê, nou het ons boldness. Nou onthou wat ek vir laas keer ook gesê het, of al vorige keer ook gesê het, vrymoedigheid beteken nie vrypostigheid nie. Dat ek nou sommer, omdat ek vrymoedigheid en hy is my vader, nou sommer kan links en regs pappa en papi en jy en jou en alle goeders so mekaar uitspreek nie. En partykeer daal daai goeders tot 'n vlak van familiariteit toe. En as Engelse spreekwoord sê, familiarity breeds contempt. As mens te eie raak met God, dan begin jy jou respek en jou eer vir hom verloor. Ons moet altyd onthou, al is hy my vader en al is ek sy kind, kan ons nooit ons respek en ons eer vir God verloor nie. Want God is nie jou en my speelmaat nie. Hy is nie ons gelyke nie. Ons kan hierdie vrymoedigheid hê. Vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. En dis wat Hebreërs 10 vers 19 en 20 ook vir ons sê, jy kan dit gaan lees. Die Heilige Gees wys hierdie weg aan. Hy laat die kollig op Jesus val. Hy laat al die kollig en al die aandag op die kruis en op die bloed, die persoon en die werk van Jesus val. Want dit is al wat kan red. Dit is al wat my in God se teenwoordigheid kan toelaat. As ek dit in my lewe ervaar het. Ek is gereinig, ek is gered deur Jesus alleen. Vrymoedigheid, vryheid. So Jesus is die enigste weg tot Vader se hart. Al die hindernisse is verwyder. Al die eise is aan voldoen. Vader se hart het Jesus kom openbaar. Die offer was voldoende. Dit was volmaak. En wat het met Jesus gebeur toe hy
dit klaar gedoen het, hy het opgevaar, en hy het gaan sit aan die regterhand van God. En daardie woordjie, daardie hele uitdrukking van om te gaan sit, beteken ook iets baie besonders. Iemand het gaan sit, gewoonlik wanneer hy 'n gesagsposisie inneem, en wanneer hy sy werk voltooi is. Ek is tevrede, ek het dan gaan sit. Dis 'n ander rede hoekom julle nou sit, en julle sit omdat julle gemaklik is. Maar Jezus het gaan sit, omdat hy klaar was. Omdat hy sy ereposisie ingeneem het. Omdat hy verheerlik was deur sy Vader. Hy gaan sit, afgehandel. En nou leef hy as middelaar, as voorspraak. In 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens, Jezus Christus. Een middelaar, een voorspraak tussen God en die mens. Een verlosser, Jezus Christus. Ek het vir julle vertel, ek het eendag, het ek met ou apostels te doen gekry. Nou, hulle is aan 'n klomp duiwels. En toe die persoon te vra vir hom, hy praat oor sonde vergifnis. En ek vra vir hom, kan jy sonde vergewe? Hy sê vir my ja. Ek sê vir jou vloek. En ek haal vir hom 1 Timoteus 2 vers 5 aan. Ek sê vir hom, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens, en jy sê, dis jy. Toe moes ons maar die stof van ons voete afskud en hulle los. Maar die blaatante arrogansie om te dink, hy kan sonde vergewe, want hy is middelaar. Hy het die reg as 'n ou apostel om sondes te vergewe. Dit is godslasterlik. En Paulus het gesê, as iemand kom en 'n ander evangelie verkondig as wat ek aan julle verkondig het, dan gebruik die woord, laat hom 'n vervloeking wees. Die Griekse woordjie anathema beteken 'n vuil vervloeking, laagste vullis wees. Uiters vervloek. Dis wat Paulus sê, as iemand kom en sê, ek het 'n evangelie, wat in stryd is met die woord van die Here, of wat hy Jesus plus raak, of wat enigiets van Jesus wegneem, anathema. Die Heilige Gees neem dit, wat net aan Jesus behoort, middelaarskap, die toegang tot God. Kom ons, as jy die prentjie so wil sien, hy is 'n brugbouer tussen God en die mens. Hy gee vir ons toegang tot God. En dit is wat die Heilige Gees in ons wil verklaar en verkondig, en dit 'n werklikheid word. Werklikheid maak sodat dit ons sekuriteit word. Hy verheerlik Jesus. Met ander woorde, hy openbaar die kennis aan ons gewete, en wanneer ons dit glo en vertrou, en net daarop staat maak, dan verkry ons direkte toegang tot God die Vader se hart. Wat 'n voorreg. Wat 'n geweldige impak. Is dit nie wat Jesus vir jou en my kom bewerk het nie? Die weg tot saligheid is in niemand anders nie. En niemand kom na die Vader behalwe deur my. Maar hy sê ook, ek is die waarheid. Jesus is die waarheid. Hy is die woord wat vlees geword het, die ewige woord van God. Hy word mens. Johannes 1 vers 14 lees ons dit, en die woord, dit is Logos, dit is Jesus, het vlees geword, het mens geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ek gaan lees Johannes 1 vers 17, en Johannes 17 vers 17 ook self maar. Sluit aan by hierdie gedagte. Jesus is die waaragtige, en die woord, wat vlees geword het, wat mens geword het. En nou sê 1 Johannes 5 vers 20 vir ons die volgende, ek sê dat jy daar volgende eentjie vir jy gooi. En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waaragtige te ken. Wie is die waaragtige? Hy self. Die Seun van God het gekom, en hy het vir ons verstand gegee, om hom as die waaragtige uit te ken, en te aanvaar. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Wanneer jy weergebore is, dan het ek een geword met die waaragtige. Hoe moet jou en my lewe nou lyk? Watter gehalte moet nou in jou en my lewe kenmerkend wees?
waarheid. Nie net wat ek praat nie, maar wat ek leef. As ons in die waaragtige is, en ek het een met hom geword, dan verander het my hele uitgang tot die lewe. My totale ingesteldheid tot die lewe, tot dit wat verkeerd en wat reg is, verander radikaal. Anders is jy nie 'n deel van die waaragtige nie. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Openbaring 19 vers 11 sê, hy word genoem, getrou en waaragtig. En daai woordjie getrou, betroubaar. Een op wie jy kan steun, een op wie jy kan leun, een op wie jy kan staat maak. Hy is getrou en waaragtig. Wanneer almal jou faal, wanneer alles in hierdie lewe misluk, is daar een wat my nie sal faal nie. En dit is Jesus, want hy is die waaragtige, hy is die waarheid. Wat hy gesê het is waar, en wat hy geleef het, het hy wat hy gesê het ondersteun. He backed up his word with his life. Groot verskil met wat ons baie keer by Christene sien en agterkom, né? Daar's baie keer 'n hemelsbreë verskil tussen dit wat hulle bely en tussen dit en wat hulle leef. Wie hulle sê hulle is en wie hulle regtig is. Ek sê Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid. Interessant dat nie net Jesus na verwys word as die waarheid nie, maar die Heilige Gees ook as die gees van waarheid, né? Sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat is die hele waarheid? Alles omtrent Jesus. Wat is die Bybel? Geskiedenis, né? Hier is, it's a story of Jesus. Dus iemand gesê, it is history, but it's his story. Het gaan alles oor Jesus van begin tot einde. Van die heel eerste versie in Genesis 1. En ek het nie tyd om vanmôre daaroor te gesels, maar in die heel eerste versie van Genesis. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En daar die eerste versie in die Hebreëus. Dis nie in ons Bybel nie, in die Afrikaans nie, kan dit nie vertaal nie. Net in die Hebreëus vind jy dit. Is daar 'n woordjie wat op Jesus dui. Alef Taf. Hy is nie vertaal nie, want hulle kan nie. In die middel van daardie 7 woorde staan hierdie woordjie Alef Taf, die Alfa en die Omega. Wie is dit? Jesus. Alef Taf is die eerste en die laaste woordjie van die Hebreëse alfabet. Alfa en Omega is die eerste en die laaste van die Griekse alfabet. Maar daar staan 'n woordjie Alef Taf. Jesus verskil na eerste teksversie. So van die eerste versie tot by die laaste versie, Openbaring 22, gaan dit oor Jesus. Hy sal ons in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge in julle verkondig, want hy is die gees van waarheid, en alles wat hy vertel van Jesus, wat hy aan ons deel omtrent Jesus, alles wat van die kanselaar verkondig word, maak nie saak waar nie, moet die fokus op Jesus laat val. En niks byvoeg nie, en ons kan niks wegneem nie. En dis wat van hierdie, as jy dit 'n jobbie wil noem, 'n gevaarlike jobbie maak. Het moet seker wees, dat die gees van die waarheid openbaar. Alles omtrent Jesus is die waarheid. Wat is waarheid? As ek nou vanmôre vir julle moet vra, wat is die waarheid? Wat jy vir my kan sê omtrent? Jy gaan ook vir my 'n waarheid vertel, né? Is jy getroud? Ja. Is dit waarheid? Ja. Dis 'n waarheid. Maar as ons praat in die term waarheid, wat is dit? Hoe weet ek? Dis wat ons gaan antwoord. Maar die woordjie waarheid in die Grieks en in die Hebreëus beteken iets wat onbedek is nou, iets wat openbaar is. 'n Manifestasie van iets wat waaragtig is, genuine. Ons praat baie keer, kyk as jy
oorsees, net dit baie keer, as ons oorsees, dan koop hulle van hierdie Dolce & Gabbana, handsakke en goeders, nee, al hierdie diergoeders, dan sê ons, dit is genuine fakes. Nee, hy lyk so genuine, maar hy is nog steeds fake. Maar jy dra hom as jy in Clearwater rondloop as 'n genuine ene, maar jy loop met 'n fake ene. Sien, dis 'n weergawe van die ware ene, maar dis nie die waarheid nie. So die woordjie waarheid beteken oorspronklik ook. Unadulterated, onvermeng, die realiteit, 'n beproefde en 'n bewese feit. Dis waarheid. En dis Jesus. Hy is die een wat in sy hele wese onbedek was. Wat jy van hom gesien het, beleef het, is presies wie hy is. Hy is die manifestasie van hierdie genuine karakter, die waaragtigheid. Sy hele lewe is beproef en bewys as onbesoedeld, sondeloos, volmaak. Dis Jesus, hy is die waarheid. Jesus is die verpersoonliking van waarheid, wat sy karakter en sy woorde betref, want hy is God. Hy is God die Seun. God in die vlees. So daar kan geen duisternis in hom wees nie. Daar kan nie son in hom wees nie. Dan daar was nie. Al was hy versoek, net soos ek en jy. Hy het nie 'n duit op hom gemaak nie. Hy het suiwer waarheid gebly. Hy is die waaragtige en getroue getuie, die ultimate, die finale getuie, die beproefde en volle manifestasie van God se hart en wil en van sy verlossingsplan, die een wat al die beloftes vervul, die een wat ons onvoorwaardelik kan vertrou, die een wat die enigste en laaste sê het oor wat reg en wat verkeerd is, wat waar is en wat die leuen is, dit wat ons kan ken. Dis Jesus, hy is die waarheid. So hoe weet ek dit is waarheid, wat jy op aanspraak maak? As jy sê ek het die waarheid leer ken, ek het Jesus as die weg, die waarheid en die lewe, het ek aanvaar. En hy het my lewe verander van die leuen na die waarheid toe. Hoe gaan mense weet, dis die waarheid? En jy sal die bewyse moet lewer. Want as jy nie die bewyse lewer nie, wat maak jy? Dan maak jy Jesus verdag. Verstaan jy die implikasie van om verkeerd te lewe? Om te sê ek het die waarheid leer ken, maar ek lewe 'n leuen, ek maak die waarheid verdag. Ek maak Jesus verdag. Heilige Gees, neem hierdie waarheid met betrekking tot Jesus, sy lering, sy kruisiging, sy persoon, sy werk, alles van hom, uit hom, deur hom, en hy deel dit met ons. Hy maak dit 'n werklikheid in ons lewens. Ek gaan iets byvoeg hier, so hy maak dit 'n werklikheid in ons, na die mate wat ek en jy hom toelaat. Na die mate wat ek en jy dit gehoorsaam. Word dit werklikheid, word dit waarheid in my en jou lewe. Mens kan jou verwonder aan die waarheid. Die waarheid kan jou verbuister, stom slaan. Maar jy kan die waarheid nie namaak nie. Want dan word dit jou weergawe van die waarheid en nie Jesus in nie. Die gees van wysheid en verstand, van raad en sterkte, die gees van die vrees van die Here. Kennis en die vrees van die Here. Dis die waarheid. Maar hy sê ook Jesus is die lewe. Hy is die ewige lewe. Johannes 1 vers 4 sê, in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. Hy is die oorsprong van lewe. Hy is die suiwerste vorm van lewe. En
dis wat hy vir jou en vir my wil gee. En dis ewige lewe. Dis 'n sekere kwaliteit lewe wat duur tot in ewigheid. In Johannes 5 vers 11 sê, dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy Seun. Kan jy dit op enige ander plek, of enige ander manier, op een of ander plek kry? Nee. Hy wat die Seun het, aan die woorde wat Jesus aanvaar het, as verlosser en saligmaker, ek is dood, ek het iemand nodig om my lewend te maak. As ek Jesus aanvaar om my lewend te maak, en hy het my lewendig gemaak, geestelik, dan het ek mos hierdie lewe. As ek Jesus het, het ek die lewe. Dis eenvoudig, hier staan het, hy wat die Seun het hierdie lewe. Wie die Seun van God nie het hierdie lewe nie. So ek moet vir u onomwonde vanmôre stel, duidelik stel, dat as jy nog nie vir Jesus aanvaar het as jou saligmaker en verlosser nie, is jy met al jou godsdienst en met alles wat jy bymekaar gemaak het oor die jare, is jy so verlore soos 'n klip. Jy het geen geestelike lewe in jou nie. Jy kan funksioneer, jy kan bestaan. Jy kan baie dinge doen, dis nie lewe nie. Ons praat van nie. Lewe, wat ons hiervan praat, is 'n lewe in kontak met God. In verhouding met God. En niemand kry dit op enige ander manier as om Jesus te aanvaar. Dat hy vir my gesterf het en vir my opgewek is nie. En ek aanvaar wat hy vir my gedoen het vir my toegang tot die Vader gegee, vergifnis en lewe. As jy nog nie daai stapie gevolg het nie, dan het jy nie lewe nie. Jy is lewendig dood. Sê ek dit? Ek sê dit op grond van die woord. Want dis wat hier staan. Hy wat die Seun nie het nie die lewe nie. Johannes 10 vers 28 sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Ek gee vir hulle 'n kwaliteit lewe, wat gewaarborg is tot na die dood. Die dood is net 'n dimensie verandering vir 'n kind van God. Ek gaan net oor in 'n ander dimensie. Duur tot in ewigheid. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Sien hoe kom die twee dinge by mekaar? Ons het gepraat oor Jesus is die waarheid. Nou sê hy is die lewe. Wat is die ewige lewe? Dat ons die waaragtige God, Jesus Christus, ken. Ek aanvaar alles wat hy gedoen het, was reg. Dit was nodig. Dit was volmaak. Dit was al wat nodig is, sodat ek met God herstel kan word. Want die loon van die sonde is die dood. Kom ons maak dit eenvoudig, daai teksvers. Hy sê die loon van die sonde is die dood, die genadegawe van God is die ewige lewe. Dis twee dinge wat hier oor mekaar staan. Maar is meer as net twee dinge. Dis loon en dood, lewe en gawe. Wat is loon? Dis iets wat jy verdien, hè? So wat is die verdienste vir sonde? Dood. Maar nou staan hier twee dinge teenoor mekaar. Absolute teenpole. Hy sê, die loon van die sonde moet die uitbetaling, die natuurlike gevolg, dit wat sonde betaal is, dood. Maar, die ewige lewe, is die gawe van God. Dit is 'n geskenk. Werk 'n mens vir 'n geskenk? Baie keer doen ons daai simpel ding met ons kinders, nee. Val as hulle klein is. As jy soet is, dan kry jy dit. Dan is nie meer 'n geskenkie, dan is dit loon. En baie ouer doen self met Kersfees.
As jy was nie soet gewees, sover die Kersvader gaan nie vir jou 'n persentjie bring nie. Is dit nou nog eens 'n persentjie, as hy kind dat moet verdien? Nee, dis loon. So die kind moet eintlik perform vir sy geskenk. En as jy nie perform, jy kry jy mee. Dan is dit nie meer genade nie. Dan is dit verdienste. Dan moet ons nie meer praat van Kersgeskenke nie. Ons moet praat van Kersverdienste. Hoe klink dit? Maak moes jy sin nie, nee. Die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Genade, gift of grace. Ons kan nie daarvoor werk nie. Kan niks doen nie. Kan dit aanvaar. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, sê Jesus is gees en is lewe. Kom ons gaan terug na Johannes 16 vers 14 toe. Omdat hy dit wat aan my behoort, wat is dit in hierdie geval? Lewe. En wie is lewe? In Jesus. Omdat hy dit wat aan my behoort, lewe, aan julle sal verkondig, aan julle sal deel. Sien jy hoe kom dit in? Hy maak vir ons die weg duidelik, hy maak vir ons die waarheid duidelik, hy maak vir ons die lewe duidelik. Al drie daai dinge behoort net aan Jesus. En dis die Heilige Gees se werk, se taak, se voorreg, se plesier, se behaag om Jesus te verheerlik in daardie opsig. Die rede tot Johannes 16, vers 13 en 14, die werk van Heilige Gees, hy verhoog Jesus. Hy plaas die fokus, die kollig op Jesus. Ek het net so 2 of 3 bladsye wat ek net vinnig met julle kan saam by lees. Net opsommend van dit wat ons tot dusver met julle gedeel het. Hy doen dit sodat ons gered kan word. Dus ek kyk daar, wat gaan nou daar aan? Maar hy sê, so kom. Hy doen sodat ons gered kan word en besef, daar is net een weg om gered te word. En die Heilige Gees oortuig mense, hy trek mense, want hy openbaar Jesus as die waarheid. Hy doen dit om te kan wandel soos Jesus in gees en in waarheid. Hy lei en hy leer ons om te glo en te gehoorsaam. Heilige Gees verheerlik Jesus, sodat ons in verhouding tot eer van God kan lewe. 'n Lewe vervul met die Heilige Gees. So, hier staan dit nou duidelik. Jesus didn't say that he would show us a way. He said that he is the way. He didn't promise to teach us truth. He said that he is the truth. He didn't offer us the secrets to life. He said that he is the life. I am the way that leads to the truth about God and to the life that God gives. And this indicates that the Father is the goal of eternal life and that only Jesus can lead people to him. Dis die pad na die Vader. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Without the way, Jesus, there's no going. Without the truth, Jesus, there's no knowing. Without the life, Jesus, there's no living. I am the way which thou must follow, the truth in which thou must believe, the life for which thou must hope. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek hoop dit is vir u nou duideliker. As dit nog nie was nie, of nie genoeg was nie. Staan daarby. Want ek sê vir u, so waar is wat ek vanmôre voor u staan, by hierdie waarheid staan of val die totale Christendom. Want ek maak Jesus die weg, die waarheid, die lewe. Dit maak van hom die waaragtige getuie, want dit is die waarheid. En ek en jy kan hierdie waarheid ondersteun
onderstreep wanneer ons in waarheid wandel. Wanneer ons werklik lewe tot sy eer. Wanneer ons daardie weg gevind het. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons aanbid U vanmôre as die weg, die waarheid en die lewe, die waaragtige getuie. In U is die lewe en hierdie lewe maak sin. Dis ewig van aard en het duur tot in ewigheid, want Here, by U is daar geen begin of einde nie. Dankie Here Jesus dat U vir ons die weg, die pad na die Vader oopgemaak het en dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom, waar ons genade gaan vind, barmhartigheid gaan verkry, om die regte tyd gehelp te word. Here, ons verklaar U vanmôre as gemeente in ons harte, en ons kan dit maar hardop ook doen. Dis Here, U is die weg. U is my weg. U is my waarheid. U is my lewe. Dankie Here dat niks of niemand hierdie weg kan verander nie. Hierdie waarheid kan vervals nie. Al doen hulle dit op soveel maniere, Here, hulle kan wie U is nie verander nie. En dankie Here dat die lewe wat U gee nie nageboots kan word nie, want is uniek aan U self. Dis wat U alleen kan gee. Here, maak vir ons vas aan hierdie waarhede, dat ons sal wandel in die waarheid, sal wandel in die lig, sal wandel as die wat uit die dood lewendig geword het. Amen.